Goeiemôre. Ons teks vanoggend is Handelinge 8 vanaf vers 26 tot 40. Die baie bekende gedeelte waar Filippus die ontmande Ethiopiër ontmoet. Ek lees hier vanaf vers 26. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem of na Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad." Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'n ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos bekleed aan die hof van die Kandale, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsaake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en op die wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan loop saam met daardie wa." En Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: "Verstaan u wat u lees?" Die Ethiopiër antwoord: "Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?" En dan lees ons hoe hy Filippus gevra het om op die wa te klim en hoe hy hom dan begelei het in ontmoeting ook met die Here. Dan word hierdie pragtige verhaal vertel van 'n tandheelkundige student uit Noord-Afrika wat vir 8 jaar soekend was dat iemand vir hom moes vertel het van Jesus. Hy sê dat hy in sy kinderjare bewus geraak het van Jesus en sy werke, maar nooit iemand gevind het om vir hom die evangelie te kon deel nie. Na 8 jaar het hy advertensie gesien van 'n kursus in die Nuwe Testament wat iemand aangebied het, en by hierdie geleentheid het hy vir Jesus leer ken, het hy eintlik 'n getroue volgeling van die Here geword, toegewyd geleef aan die Here, maar ook ontdek dat hy nie alleen was nie, maar dat daar klomp medegelowiges was, wat eintlik hierdie pad saam met hom gestap het en saam met hom die Here gedien het. In die gedeelte wat ons vanoggend lees ons van 'n ontmande Ethiopiër, wat eintlik ook soekend is, soos baie mense vandag ook in die wêreld, alhoewel hulle dit nie altyd weet nie. Hy het 'n soeke gehad na God, maar ook die begeerte om te behoort. En dan lees ons hierdie ongelooflike verhaal. Om hierdie verhaal te verstaan, moet 'n mens ook na die groter prentjie kyk, en die boek Handelinge val uit in 6 breë bewegings. Die eerste beweging is hier van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 6 vers 7, waar daar vertel word dat die nuus van Jesus versprei het onder die Jode in Jerusalem, en hoe baie Jode uit verskillende nasies eintlik vanuit die Pinkstergebeure tot geloof gekom het. Ons lees onder andere in hoofstuk 6 vers 7 dat die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n aantal priesters het gelowig geword. In hierdie gebeure beleef 'n mens die beweging van die grense wat na die Joodse Raad oorgesteek word, hoe die evangelie na verskillende Jode uit verskillende nasies kom, maar ook hoe daar onderlinge sorg plaasvind tussen die weduwees van die Hebreëus sprekendes as ook die Grieks sprekendes, en onder andere word Filippus ook aangestel om hulle te versorg. Die tweede beweging lees ons dan tot en met hoofstuk 9 vers 31, en dit is waar die evangelie na die Jode beweeg in Judea, Samaria en ook in Afrika. En dit het te doen met die martelaarsdood van Stefanus. Ons lees in hoofstuk 8 vers 4 dat die gelowiges uitmekaar gejaag was en dat sover hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig. En dan sluit hierdie beweging af in hoofstuk 9 vers 31 deur te vertel hoe geweldig die kerk uitgebrei het, maar dat hulle ook 'n tyd van vrede beleef het. En dan beleef ons hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het. En as ons na hierdie gedeelte sien, dan sien ons ook dat Filippus die grens oorsteek, dat hy uitreik na die stad van Samaria, wat ook Sichem was, wat die hoofstad was, die setel was van die Samaritaanse geloof, maar ook hoe hy hier na die Ethiopiër uitreik op pad na Gaza toe. En hier steek hy ook die grens oor, nie net van die etniese grense, maar ook die godsdienstige grense, want daar was ook geglo dat die ontmande nie deel kon hê aan die Joodse gemeenskap nie. As 'n mens hierdie gedeelte lees, dan sien 'n mens God se hand in hierdie hele beweging,
Ons sien hoe dat die Here vir Filippus dan deur die engel van hom opdrag gee om na hierdie pad te gaan wat van Jerusalem na Gaza te loop. Ons sien hoe dat die Gees homself oortuig om dan saam met hierdie wa te loop en hoe die Gees hom dan ook na hierdie verhaal dan net verwyder. En dan raak 'n mens baie bewus daarvan dat dit God is wat handel, dat dit God is wat hierdie storie vir ons eintlik vertel, en dit gaan oor God se ontmoeting met mense en hoe hy vir my en vir jou deel maak van hierdie verhaal. Die ongelooflike hiervan is dat hy onmiddellik vir hom vra, verstaan jy wat jy lees? En die woord verstaan beteken, het jy insig in wat jy lees? Gaan nie net oor die gewone lees van die Bybel nie, maar het jy regtig begrip van dit wat jy nou lees? En dan antwoord die ontmande om deur te sê, maar hoe kan ek as daar niemand is wat my begelei nie? En die woord kan eintlik ook met 'n gids vergelyk word, deur te sê, as daar niemand is wat vir my kan help om hierdie stuk te verstaan en dit te ontdek nie. Die gedeelte wat hy gelees het, Jesaja, gaan natuurlik nou hier oor die Jode wat gesê dat die ontmande nie deel het aan die geloofsgemeenskap van die Here nie. En dan hier in Jesaja 56 vers 3 tot 5 is dit dat Filippus eintlik vir hom hierdie verhaal kom verduidelik deur te sê dat die Here juis die ontmande insluit en deel maak van sy koninkryk. En hoe hy vir hierdie ontmande dan 'n naam gee wat deur niemand uitgewis sal word nie. En die ontdekking dan dat God se genade ook vir hom is dan hierdie vraag, wat verhinder jou om my nou te doop? En dan gaan dit nie oor die doop op sigself nie, maar die doop as teken van die inlywing binne die kerk van die Here. En so is dit dat die Here vir Filippus gebruik om deur grense te beweeg. Die grense van, hy was eintlik 'n ryk man, en tog het dit hom nie verhinder om met hom die evangelie te deel nie. Hy was eintlik van 'n ander ras, 'n Ethiopiër, en dan kom hy ook hierdie etniese grens, deur dat hy die evangelie met hom deel. Hy was 'n ontmande, iemand wat godsdienstig eintlik uitgesluit was uit die geloofsgemeenskap. En hy deel die evangelie uit Jesaja en hierdie man ontdek hierdie ongelooflike waarheid in Christus. En ek en jy word gestuur na hierdie wêreld, want daar's baie mense wat soekend is na God, honger is na die Here, en ons word gebruik om vir mense te help om te verstaan dat God se liefde ook vir hulle is. Mag die Here vir ons in hierdie tyd seën, en mag ons gebruik word deur die Here as instrument in sy hand. Kom ons bid saam. Here, seën ons en gebruik ons tot eer van U naam alleen. Amen.